1899. Nikola Tesla stuur 'n sein die ruimte in. Toe ontvang hy iets wat hy nie kan verklaar nie, 'n antwoord. Volgens een van die vreemdste teorie in geskiedenis, wentel die bron van antwoord vandag nog om ons aarde. Vandag praat ons oor een van die vreemdste ruimte-mysteries ooit. Die Swart Ridder satelliet, ook bekend as the Black Knight Satellite. Volgens legende wentel hierdie geheimsinnige voorwerp al duisende jare om ons aarde. Sy missie? Om ons te monitor. Vandag se video word geborg deur Fabulous Living. By Fabulous word elke skepping met die hand gemaak, met sorg ontwerp en met liefde afgewerk. Geen massa vervaardiging nie, geen identiese items nie, net unieke skepings wat ontwerp is om uit te staan. Van pragtige versierde vase en handgeverfde dekorstukke, tot epoxy skepings, juweelhouers, persoonlike geskenke en unieke huisdekor. Elke item vertel sy eie storie. Wat ek hou van Fabulous is dat sy die wêreld 'n bietjie meer kleurvol maak. Voor ander mense dalk 'n gewone voorwerp sien sy 'n geleentheid om iets uniek te skep. En dit is wat hierdie besigheid besonder maak. Hier koop jy nie net dekor nie, jy koop iets wat met kwaliteit, passie en aandag aan detail gemaak is. Die beste deel, haar skepings kan aangepas word volgens jou styl, jou klere en jou persoonlikheid, so jy kry iets wat werklik jou eie is. Of jy nou op soek is na 'n unieke geskenk, 'n spesiale fokuspunt vir jou huis, of bloot iets wat niemand anders te het nie. Fabulous bring kwaliteit tot lewe. Onthou, wanneer jy by 'n klein plaaslike besigheid koop, koop jy nie net produkte nie. Jy ondersteun iemand se droom, iemand se passie en iemand se talent. Fabulous borg die gewone buitengewoon word. Vir bestellings en navraag kan jy Fabulous direk kontak op 083 417 1590. In 1899 het Nikola Tesla met radiofrekwensie geëksperimenteer. Hy het syne die ruimte ingestuur en niks daarvan gedink nie. Niks terugverwag nie. Tot sy skok het hy 'n sein terugontvang. Hy het bepaal dat hierdie sein wat hy terugontvang het, te intelligent was om as ruimterommel gestempel te word. Net 'n interessante feit. Wetenskaplikes beweer daar is natuurlike radiofrekwensie in ons ruimte en hierdie seine is afkomstig van sterre, planete, kosmiese verskynsels en selfs sterre wat besig is om te sterf. Nou hierdie bewering was alleenlik geskep om Nikola Tesla se teorie tot nut te maak. Natuurlik is daar mense wat nie saamstem met die teorie dat daar natuurlike radiofrekwensie in ons ruimte is nie. 29 jaar later gebeur daar iets wat Nikola Tesla se teorie 'n tweede asem gee. 'n Noorse radio-operateur ervaar iets wat vandag bekend is as long delayed echo. Hy stuur 'n sein uit. Sekondes later ontvang hy dieselfde sein terug, asof iets dit ontvang het en teruggestuur het. Tot vandag toe is daar verskillende verklaringe oor hoekom dit gebeur. Niemand weet presies hoekom dit gebeur nie. Maar een ding wat baie vreemd is dat dit gebeur nie altyd nie. Dit gebeur net soms. In 1954 het 'n navorser genaamd Donald Keyhoe beweer dat daar nie een nie, maar 2 onbekende satelliete die aarde wentel. Net 'n vinnige side note. Die eerste teleskoop om die ruimte te verken was reeds in 1609 geskep deur
Galileo Galilei. Dit klink vir my baie soos 'n dorpie bo in Israel. Ek weet nie, dit klink vir my baie suspicieus. Dit is waarskynlik hoe hulle die satelliete ontdek het, deur die teleskoop. Want jy kan natuurlik nie satelliete met die blote oog sien nie. Nou, julle, my hamster, se wielietjie waarop hy hardloop, se bering begin al rook. Because this brain is just, it's working overtime. Vandag gaan vir julle waaraan dink ek. En hoekom ek dink dit is vir my ongelooflik vreemd. As hulle in 1954, julle moet nou oplet na die datums, nê? As hulle in 1954 die 2 onbekende satelliete gewaar het in ons ruimte. Hoe het hulle geweet dis satelliete? Hoe het hulle geweet hoe lyk 'n satelliet? Want ons het nie satelliete gehad in die lug daai tyd nie. En hoe het hulle geweet dit word satelliete genoem? You see where this is going. Okay? Ons het ons eerste satelliet genaamd Sputnik 1 eers in 1957 gelunch. Nou dit is 3 jaar nadat hulle die 2 onbekende satelliete in ons ruimte ontdek het. So nou my brein is net okay, het daar dalk 'n satelliet geval waarvan ons nie weet nie. En toe het die government gegaan en die satelliete gereverse engineer om ons eie satelliete te maak. Beteken dit dan dat satelliete is eintlik alien technology of is dit eintlik spaceships? Just asking for a friend. En asseblief, moenie vir my sê dat die satelliete in ons ruimte daar is vir telefoonsyne en vir ons internet nie. Because it's not. Wat het hulle gedoen voordat die selfone uitgekom het? Want selfone was eers beskikbaar aan die publiek in 1996. So van 57 tot 1996, hoekom was daar satelliete in die lug? Vir wat se rede? Wat is die funksie van satelliete regtig? Want ons internetkabels en ons selfoonsyne lê onder die see. Nou dit is 'n storie vir 'n ander dag. Ek sit heidaglik met meer vrae as wat ek antwoorde het. Raai wie slaap nie vanaand nie. Ek weet nie julle. Something does not add up. Terug na Donald Keyhoe. Jare later het NASA Donald Keyhoe se bewering van die 2 satelliete in ons ruimte as 'n samesweringsstorie uitgemaak. Hoekom? Het ander mense ook begin vra soos wat ek begin vra? Want iets maak nie sin nie. Nou as jy gedink die storie is vreemd tot dusver, buckle up. Van hier af raak dit nog bietjie vreemder. In 1998, 2 jaar nadat die selfoon vrygestel is aan die publiek, het NASA se STS-88 foto's geneem tydens sy ruimtewenteling. Op die foto's verskyn daar 'n donker, vreemde, onbekende voorwerp. Dit lyk of hierdie ding in 'n fiksiefliek behoort. Sci-fi. En die deel wat nie sin maak nie, NASA beweer dis ruimterommel. Ja, ruimterommel. Hulle beweer dis 'n isolasiekombers wat tydens sending losgeraak het. Dis so 'n isolasiekombers lyk. Dit is hoe die foto lyk. Hoe lyk dit vir jou? Lyk dit vir jou soos 'n isolasiekombers? Of soos wat lyk dit vir jou?
Net 'n stukkie interessante inligting. So die Black Knight Satellite wentel in 'n polar orbit, met ander woorde noord na suid, oor die pole. Ons satelliete beweeg in 'n prograde orbit, met ander woorde wes na oos, in dieselfde rotasie as die aarde. Nou ons kon onlangs eers ons satelliete gekry het om in 'n polar orbit in te beweeg. Met ander woorde, ons satelliete kan ook nou van noord na suid beweeg oor die pole. Hierdie satelliet het al in die 1950s, toe dit ontdek is, polar orbits gedoen. Dis nie die vreemdste deel nie. Hierdie Black Knight Satellite verander rigtings. As jy dit observeer en hy kom agter, hy word geobserveer, dan verander hy orbit. En vinnig ook. So van sy polar orbit kan hy enige oomblik in 'n prograde orbit inbeweeg en vice versa. Ons satelliete kan dit nie doen nie. Party mense beweer dat hierdie satelliet, the Black Knight Satellite, het die funksie van the all-seeing eye. Jy het reg gehoor. The all-seeing eye, omrede hulle glo dat hierdie satelliet ons monitor. Wat ek julle nou gaan vertel, is absoluut spekulasie. Nou, ek het dit raak gelees en ek het toe probeer om inligting te kry om dit as feitelik te verklaar, maar ek kon nêrens enige inligting kry wat dit as waar bestempel nie. Daar word beweer dat NASA hierdie satelliet, Black Knight Satellite, teen alle koste vermy, vir die blaatante rede dat apparently hierdie satelliet 'n frequency barrier het wat hom beskerm. Maar nie net dit nie, NASA is bang dat hierdie satelliet dalk 'n tipe van 'n meganisme het wat ons almal kan uitwis. So ons kom nie naby hom nie, ons los hom uit. So nou weet ons van hierdie satelliet. En hy wentel al in ons wentelbaan vir duisende jare. Apparently. Maar julle moet onthou, ons het hom ontdek eers in 1957. So, ons kan nie regtig sê dat dit wel duisende jare is nie. Maar daar is wel iets huidiglik in ons ruimte. Ek wil graag weet, wat dink jy? Dink jy hierdie swart ridder satelliet is ruimterommel? Of dink jy dit is 'n bonatuurlike intelligensie wat ons werklik monitor? Laat weet my onder in die comments wat jy dink. Dit bring ons dan tot die einde van vandag se geheime en grimering episode. Indien jy 'n besigheid of 'n handelsmerk het en jy wil deel raak van toekomstige episodes, kan jy my kontak deur my besonderhede bo in my bio. Baie dankie dat jy saam gekyk het en onthou, party geheime word ontbloot en party bly geheime vir ewig. Tot volgende Woensdag. Bye!